Goeiemôre aan elkeen van u. Wat 'n voorreg om vandag weer saam die Here te kan loof en die Here te kan prys aan hierdie gemeenskap van gelowiges vanoggend hier saam. En ek glo met my hele hart dat jy vanoggend gekom het omdat die Gees jou hiernatoe gestuur het, nie omdat jy hier wil wees nie. Want jou vlees stry teen jou gees. En daarom kan ek vir u sê, dankie dat jy gehoorsaam was vanoggend aan die Heilige Gees om te kom hoor wat die Here vir ons wil leer uit sy woord uit en deur sy Gees vanoggend. So dis nie per toeval dat hy hier is vanmôre nie. En vanoggend is dit vir ons 'n besondere voorreg ook om mense voor te stel wat besluit het hulle wil deel wees of word van hierdie gemeenskap van gelowiges. Nou wil ek net in die eerste plek vir u sê, die Bybel het ons geroep om disippels te gaan maak. Dit is ook Jesus se laaste opdrag. Die Bybel het ons nie geleer om lidmate te versamel nie. Maar hoe wonderlik is dit nie, as ons saam die Here kan loof en die Here kan prys. En een ding wat ek vir die nuwe lidmate wil vra, of die mense wat aankom sluit het by die gemeenskap van gelowiges, en ek wil dit sommer vir elkeen vanoggend vir u vra, net sommer, om die denke te hernie. Wat is jou skepingsdoel op aarde? Nou ja, baie mense het baie antwoorde. Ja, maar ek is in daai beroep, of ek gee werk, en dis alles sekundêr. Elkeen van ons se primêre doel is om 'n verhouding met die Here te hê en om hom te loof en prys vir wie en wat hy is. So as ek nou vanoggend vir die nuwe lidmate wil sou kon vra en elkeen 'n spreekbeurt kon gee. Hoekom het jy vanoggend besluit of die afgelope tyd besluit jy wil in hierdie gemeenskap hier betrokke word? Sou die heel eerste antwoord veronderstel is om te wees omdat die Gees my soontoe gelei het en omdat ek 'n behoefte het om te hoor wat die Here vir my wil leer sodat hy verheerlik kan word. En dan die lysie verder. So vandag is dit 'n besondere vreugde om die mense te verwelkom. Onthou net, die Bybel leer vir ons 'n kerk is nie 'n gebou gemaak uit bakstene uit soos wat ons dit ken nie. Nee, dis 'n familie van gelowiges. En eintlik is daar net een gemeente en dit is die liggaam, die ekklesia, die bruid van Christus. En as die Here jou lei na 'n plek om daar te aanbid en jy's gehoorsaam, is dit die regte plek om vandag te wees. So wat ek wil doen is, ons het nie gister die ouderlinge aan die nuwe lidmate voorgestel, gesê dis jou ouderlinge nie, vir die eenvoudige rede, daar was versoeke gewees van sekere van die nuwe lidmate het gevra dat ons dit asseblief moet verander, omrede hulle alreeds 'n pad met van die ouderlinge loop. So ons sal in die volgende week of wat vir elkeen sê aan watter ouderling wyks jy ingedeel is. Ons wil net eers die lys so opgradeer op versoek van die mense wat dan gister hier was. Maar vir nou gaan ek die nuwe lidmate vorentoe roep en ek gaan vir hom Flip vra wat die voorsitter is natuurlik van die ouderlingsraad om elkeen se Bybel te oorhandig en ook 'n handdruk te gee. En dan kan jy dadelik die sitplek weer gaan inneem. Ons gaan nie soos in die verlede almal laat voor staan nie. Jy gaan kom, jou Bybel kry en jy kan sommer jou sitplek gaan inneem. Dis wonderlik om vir my die volgende name dan te kan noem. Tannie Rebecca Becker. Ek gaan sommer in die lys afgaan, dan jy kan weet Tannie is eerste. Die volgende is Bani en Betty de Lange, na Tannie Rebecca dan. Na Betty en Bani is dit Cornel Jacobs. En na Cornel Jacobs is dit Floris en Marita Kreer. Cornel is nog agter en dan hier's Floris en Marita Kreer, jy kan so 'n hulle sin gee.
En dan 'n familie wat al baie jare by ons is, Gavin, Louisa, Marsant en Gavin Nel. Erik en Aletta Pretorius. Vandat hulle ons begin besoek het 'n jaar of wat, het hulle nog nie een diens of een woordstudie op sonnaande misgeloop nie. Dankie oom Erik en tannie Aletta vir wie julle is. En dan Purdy van Tonder met Luan en Deandre. Is julle hier? Okay, hulle is nie hier nie. Leonie Strombeck. Myra van den Berg. Elise van Geert. En dan na Elise is dit Rikus en Raquel Venter. Nou Rikus en Raquel is die jongste getroude paar in ons gemeente. En die laaste persoon sal dan wees Maritjie Viljoen. Is daar enige iemand dalk wat gister die was wat ons per abuis oorgeslaan het? Is daar niemand wat ons dalk oorgeslaan het nie? Goed, vir die wat nou nie die inligtingsdag gister kon bywoon nie, asseblief maak kontak met die kantoor en ons skryf jou naam op sodat ons binnekort weer, as dit die Vader se wil is, weer 'n inligtingsdag kan hou. En baie dankie vir almal. Dankie oom Flip. Dit was baie gepas geweest. Baie dankie. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, as ons vanoggend na U nader, Here, dan besef ons hoe afhanklik ons is van U. Here, dan besef ons hoe nietig is ons in hierdie lewe wat ons is, Here. Vader, dat ons foute het, dat ons tekortkominge het en dat ons soms die verkeerde dinge doen en sê. Ons wil vra, Here, vergewe ons vir al ons oortredinge, Here. Vader, en dan sien ons ook, Here, die grootheid van U, Here, en U almag. En as ons die woord bestudeer en ons lees van Jesaja wat in die Shekinah heerlikheid inbeweeg het, dat hy oorweldig was deur U heerlikheid, Here. Vader, as ons ook tot U nader, Here, en die Shekinah beleef, U heerlikheid beleef, U grootheid beleef, dan sê ons net dankie, Here. Dankie dat U 'n genadige God is en dankie dat U aan elkeen van ons gedink het, Here. En dat U vir ons liefhet en dat dit die begeerte is dat niemand van ons verlore moet gaan nie. Ek wil vanoggend kom bid vir elkeen wat deur stryd gaan, of dit finansiële stryd, siektestryd, huweliksstryd of enige stryd is. Ek wil vra, Here, dat U deur die Gees self die genesingswerk sal doen. Dat U so 'n bietjie sal stil staan by ons en ons so 'n bietjie sal vasdruk, Here. En dankie, Here, dat ons weet dat ons nie hopeloos is nie, maar ons het 'n hoop omdat Jesus leef en deur die bloed wat vir ons gestort is aan die kruis, is daar vir ons genesing. Ons kom vanoggend, Here, en ons sê vir U dankie. Dankie, Here, dat U lief is vir ons en dat U besorg is oor ons. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nou as ons vanoggend hier by mekaar is en ons is eerlik vanoggend met mekaar, dan sal ons vir mekaar kan sê die wêreld waarin ons lewe, en dit was natuurlik vanaf die sondeval af so. En dit word natuurlik net hoe erger hoe nader ons aan die einde kom. Hoe meer uitdagings is daar en hoe meer onsekerheid is daar in elkeen van ons se lewe. As jy net die afgelope 2 weke of miskien 'n maand
se inligting wat jy hoor elke dag kan konsolideer, dan sal jy hoor van hierdie oorloë in die Middel-Ooste. Jy hoor van dit. Jy hoor van moontlike meer ekonomiese druk in die wêreld en spesifiek op jou. En jy hoor al hierdie dinge tussen mense en op die televisie en op die nuus. En jy lees al hierdie goed elke dag. Dan is die vraag daar in elkeen van ons harte. Waarheen is hierdie wêreld dan nou op pad? Dit is geen nuwe vraag nie. Dit raak net al hoe meer relevant in die tye waar ons lewe. En dit is presies ook die vraag wat die klein profeet Habakuk gevra het. En as ek sê hy's 'n klein profeet, beteken dit nie hy's kleiner as die groot profete nie. Die eenvoudige rede is die werke wat hy gedoen het, wat opgeskryf is net minder as die ander profete. So daarom noem hulle sommige profete die klein profete en ander die groot profete. Hy's nou nie groter en kleiner so die werke nie, die letterlike hoeveelheid werke is net minder. En dis per definisie wat dit beteken klein profete. Nou hierdie Habakuk het dieselfde vraag gevra as wat ek en u vanoggend vra. Waarheen is ons op pad? En hierdie Habakuk het ook alles rondom hom gekyk en gewonder en hy het baie vrae gehad, heel waarskynlik net soveel vrae soos wat ek hier het. En weet jy wat het die Here hom geantwoord? Die verse wat ons lees is die Here het hom geantwoord: maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. En dit is die antwoord wat Habakuk gekry het. So ek gaan u vandag uitnooi om saam met my te lees in Habakuk. Nou Habakuk in jou Bybel is net voor Sefanja en dit is net na Nahum. Kry jy 'n Bybelboek Habakuk in die Ou Testament nog. En ons gaan 'n paar verse lees in Habakuk 3. En ons gaan hierdie Habakuk se lewe bietjie vergelyk met ons lewe vandag. En hierdie gedeelte wat ons gaan lees, gaan ons sien wat die uitkoms was van Habakuk. En dan gaan ons so 'n bietjie terug ons kyk wat het gebeur voordat hy dit geskryf het. Habakuk 3 en ons gaan saam lees van die 17de versie. En ek wil u aanmoedig om die vinger maar aan die boek Habakuk te hou. Ons gaan na 'n paar verse kyk in die boek van Habakuk. Habakuk 3 vanaf vers 17, 'n baie bekende gedeelte. Daar self 'n liedjie geskryf oor hierdie gedeelte. En daar staan vir ons geskryf, Habakuk 3 vanaf vers 17. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek in die Here jubel, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van 'n herte. En hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrumente. Ons lees net tot so ver vir nou uit Habakuk uit. Hou maar die Bybel oop. Nou, ons het reeds gesê, ons leef in 'n wêreld van verskriklike geraas. Geraas in die nuus, geraas in die politiek, geraas in die ekonomiese klimaat waarin ons tans bekeer. En die oorlog in die Midde-Ooste is baie beslis ook nie positief nie. Ons hoor van die oliepryse wat die hoogte inskiet. En ons hoor hoe dit dalk ons brandstof, ons petrol en ons diesel gaan affekteer. Hier in hierdie landjie van ons. En ons is bekommerd
oor al hierdie goed wat moontlik drasties kan styg in jou lewe. En nou die vraag, soos wat Habakuk gevra het, wat gaan van ons word? En waar gaan hierdie dinge eindig? En hoe vreemd as mens so 'n bietjie daaroor gaan dink, dat 'n oorlog daar ver aan die ander kant van die wêreld skielik jou brandstofberekening verander om by die werk te kom. Sommer so oornag. Skielik is jou krag, jou elektrisiteitsrekening heelwat hoër as wat hy 'n paar maande terug was, 'n paar jaar terug was. Jou kosrekening verhoog by die dag. En in 'n paar dae kan almal van ons se lewe verander. Ek dink die COVID is nog vars in ons geheue. En die moontlikheid bestaan dat oornag, wanneer jy opstaan, sommer alles in jou lewe omvergegooi is, onverwags. En weer eens, dit laat 'n mens wonder, Here, is die wêreld besig om beheer te verloor? Ek dink as ons eerlik moet wees, sal ons elkeen vandag vir mekaar vra, wat gebeur met die beheer van hierdie wêreld? Maar aan die ander kant hoor ons God se stem. Aan hierdie een kant hoor ons die geraas van die wêreld en aan hierdie kant hoor ons God se stem. Versie wat ons gelees het. Maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. So, ek dink Habakuk het dalk meer verstaan as wat ons dink. Hy het nou dalk meer vereenselwig met dit wat ons ook nou deurgaan. Nou Habakuk het in 'n tyd geleef van chaos. Ek wil by sê amper soos vandag. Hy sien die geweld van die volke. Hy sien die korrupsie wat besig is om plaas te vind in sy eie land en in die buurlande. Hy sien die onreg wat plaasvind en hy roep. Nou Habakuk was nie altyd hierdie ouetjie wat so mooi versies geskryf het soos dit wat ons gelees het nie. Nee, as jy na Habakuk 1 vers 2 toe gaan, sal jy sien, hy het in die begin op God geskree. Hy het geskree, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Hy sê self, die reg word verdraai. Die goddelose kry die oorhand. Nou broers en susters, is dit nie hoe ons voel in die tyd waar ons vandag ons bekeer, waar ons vandag in is nie. Jy kyk na die nuus, die oorloë, die ekonomiese klimaat en daar is onsekerheid in die mense se harte en jy wonder, Here, wat nou? Waarheen gaan ons nou alweer heen met hierdie dinge wat gebeur? Nou wil ek hier sommer 'n verhaal vertel wat ons self opgemaak het. 'n Man het eendag na 'n tapisserie gekyk. Nou dit is nou hierdie groot matte. As jy hom omdraai in die agterkant, jy kan vir ons die eerste prentjie opsit. In die agterkant dan lyk dit soos 'n kraaiennes, soos 'n muisnes te mekaar spul. So daar was eendag 'n man gewees wat in 'n museum van agter af geloop het en hy het 'n mat gesien hang. En in die agterkant het hy hierdie slordige wolletjies gesien wat so te mekaar is. Dit lyk heeltemal nie mooi nie. Nou, dit kan uit draad gemaak word, dit kan uit wol gemaak word, kan uit enigiets gemaak word. As jy jou mat by die huis oplig, jou los maatjie en jy kyk aan die onderkant, dan lyk dit nou regtig nie mooi nie. So hierdie prent 1 wys vir ons die agterkant van so 'n mat wat nou nie baie mooi is nie. En al wat hierdie ou in die museum gesien het is hierdie los wol draadjies
wat vir hom nou baie beslis nie mooi gemaak het en dit lyk eintlik vir hom soos chaos. En toe hy verbystap en terugkyk, ek kan vir ons die tweede prent opstuur, toe sien hy die voorkant van hierdie mat. En skielik sien hy 'n pragtige kunswerk. Die probleem was nie die kunswerk nie. Die probleem was waar hy gestaan het toe hy na die kunswerk gekyk het die eerste keer. Nou wil ek vir jou sê, broer en suster, ons sien dikwels die agterkant van God se plan in jou lewe. Ons sien soms net die chaos van die wêreld raak. Maar God sien die prentjie van voorkant af, want hy weet beter. Want hy is in die hemel en ons op die aarde. Sy wee is nie ons wee nie, en sy denke is nie ons wee nie. Soms het hy 'n prentjie vir ons in gedagte wat ons in ons wilste drome nie eers aan gedink het nie. So wat maak hierdie Habakuk? Habakuk neem hierdie vraag wat hy het en hy neem hierdie vraag na God toe en hy sê, Habakuk 2 vers 1, hy sê, ek wil op my wagtoring staan en ek sien wat God gaan sê. Eintlik is dit baie arrogant van hierdie man. Hy sê hy wil op die mure gaan staan en hy wil kyk wat God te sê het oor hierdie gemors waarna hy homself op daai stadium wat hy self beleef. En God antwoord hom en God wil vir ons ook vandag antwoord. Nie met lang verduidelikings nie, maar God wil vir ons ook iets belangriks wys, soos wat hy vir Habakuk gewys het. God sê vir hom, as jy nie op my vertrou nie, wat is jou alternatief? As ons nie op God vertrou nie, wat is ons alternatief? Gaan jy nou maar na die wêreldse antwoorde vir jou vat? Gaan jy nou na ander leerstellings wat teen die woord is, joune maak? En God noem vir Habakuk 5 dinge. 5 dinge wat ons vandag oor wil praat. 5 dinge wat mense valse oplossings voorstel vir die mensdom. En is vandag vir ons daai 5 dinge meer relevant nog as toe God dit vir Habakuk self gesê het. Kom ons kyk wat is hierdie 5 dinge. Die eerste ding is natuurlik verdowing. En jy kan saam met my, Habakuk 2 vers 5 sê dit. En ek gaan vir die vers lees. Habakuk 2 vers 5. Ek sê daar's 5 dinge waarteen God Habakuk gewaarsku het wat mense op vertrou in plaas op die ware God. En dit is nou voor Habakuk hierdie mooi gedeelte geskryf het wat ons gelees het. Die eerste ding is verdowing. Nou wat sê die vers? Kom ons lees hom. En boonop is die wyn 'n bedrieër. 'n Trotse man bly nie rustig nie. Hy maak sy keel wyd oop soos die doodryk en is soos die dood wat nie versadig word nie. En hy versamel na hom al die nasies en bring na hom al die volke bymekaar. Hier verwys God na iemand wat wyn drink, want alkohol gebruik. En hier sê die Here, en hier wys God vir Habakuk, wyn is 'n bedrieër. Mense probeer hulle probleme wegdrink. En as ek nou praat van wyn, bedoel ek enige verdowing wat daar kan wees. In hierdie gedeelte wys dit natuurlik na wyn, maar hermeneuties kan jy dit verwys na enige iets toe wat 'n verslawende effek het. En wat is die tweede vals oplossing wat die Here vir Habakuk waarsku in hierdie gedeelte? Die tweede vals oplossing is oneerlikheid. Nou, ek dink die woord oneerlikheid hoef ons nie te verduidelik nie. Ons almal is een of 'n stadium al gevang deur oneerlike mense. En hier sê hy, pas op
dis 'n valse oplossing, oneerlikheid. Waar lees ons dit? Habakuk 2 vers 6. Staan daar geskryf vir ons. Sal hulle nie almal oor hom 'n spotlied aanhef nie en 'n raaisel spreek oor hom sê. Wee hom wat hom verryk met wat nie aan hom behoort nie. Hoe lank nog en wat 'n swaar skuld op hom laai. Oneerlikheid in die dag van ons tyd. Ek wonder of daar een persoon is vanoggend hier wat nog nie gevang is en vergewe nou die plat Engelse terme gescam is deur scammers nie. Ek wonder of daar een persoon is. En hier waarsku die Here al vir Habakuk teen oneerlikheid. Die derde valse oplossing wat die mense bied is 'n selfvertroue. Selfvertroue. En hierdie is waarskynlik die grootste probleem van ons tyd. Dit is selfvertroue. En nou wil ek in hakies by sê sonder God. Natuurlik kan jy selfvertroue hê as jy in Christus is, want dan het jy 'n nuwe identiteit. Maar wat Habakuk hier hoor by die Here self is selfvertroue sonder God. Habakuk 2 vers 9 sê dit vir ons so duidelik. Wee hom wat vuil gewin maak vir sy huis en om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van die onheil. Hier bou mense hul eie veiligheid sonder God. So die derde valse oplossing wat mense jou kan bied, en mense jou kan adverteer, is daai selfvertroue sonder God natuurlik. Die vierde valse oplossing wat die Here self vir Habakuk hier uitwys, is geweld. Habakuk 2 vers 12 staan daar geskryf. Wee hom wat 'n stad bou met bloed en 'n vesting stig deur onreg. Hier is dit baie belangrik om net te onderskei dat daar 'n geregverdige geweld en 'n woede is wat nie verkeerd is nie, en daar is 'n geweld en 'n woede wat verkeerd is. Wanneer jy opstaan vir God se koninkryk en vir die swakkeres, vir die mense wat nie vir hulle self kan opstaan nie, is dit nie verkeerd nie. Dit kan ek vir jou in die Bybel uitwys. Vat byvoorbeeld Jesus, wat het hy gedoen toe hulle in die tempelhandel gedryf het? En wanneer het Jesus kwaad geword? Wanneer die weduwees en die wees te nagekom is. Die swakkelinge, die weduwees, die wees. Maar wanneer dit na Jesus toe self aangekom het, die probleme en die uitdagings, wanneer hulle hom gespoeg het en sy hare en sy baard uitgetrek het, was hy so mak soos 'n lammetjie. Hy het nie oorgegaan in geweld nie. Hy het nie oorgegaan in woede wanneer dit na homself toe gekom het nie. Maar daar was 'n woede wat regverdig was wanneer hy vir hulle gesê het, julle is verkeerd teen wat julle doen teen die weduwees en die wees. So dis 'n baie fyn lyn. In hierdie geval wys dit daai self, daai eie ek, daai eie self, daai eie ek, wat kan jy uit dit uitkry? En hier waarsku die Here vir Habakuk, pas op, dis vals. Jy gaan baie seer kry as jy dink jy het gearriveer en jy is foutloos en jy's tog hierdie dierbare, pragtige mens sonder foute, sonder Christus. As jy in Christus is, natuurlik is dit 'n ander geselskap. En die laaste waarskuwing wat die Here vir Habakuk gegee het, en wat ons ook maar moet na luister, want per definisie is dit ook 'n geweldige probleem vir die tyd, en dis afgodediens. Habakuk 2 vers 19 staan daar. Wee hom wat vir 'n stuk hout sê, word wakker, vir 'n dooie klip ontwaak, kan jy 'n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer, en daar is geen gees in sy binneste nie.
En het u al gedink dat die meeste afgodsdiens vandag moontlik miskien in kerke kan plaasvind? Deur sogenaamde godsdienstig te wees, maar nie die Skepper te ken nie. Het jy geweet dat hoogmoed die moeder is van alle sondes? Want dis waar sonde ontstaan het en hoogmoed, toe Lucifer hoogmoed gehad het hierdie ding al ontstaan. Afgodediens. Enige iets wat jou verhouding kan belemmer met Jesus Christus is 'n afgod. Nou dit kan enige iets wees. Jy self moet by die Gees hoor wat se afgode is daar in jou lewe. Jy hoef nie noodwendig te dink aan hierdie groot afbeelde nie. 'n Afgod kan jouself wees, kan jou gesin wees, kan jou werk wees. Dit kan enige iets wees. Mag die Gees jou oortuig wat se afgod is daar in jou lewe. Iemand het eendag gesê, ek probeer om my probleme weg te drink. En dit help vir 'n uur of paar. Maar die volgende oggend word ek wakker nog met 'n erge kopseer wat my probleme nog vererger. En my probleme is nie weg nie. En dit is die manier hoe die mense leef. Ook in vandag se tyd, veral in vandag se tyd. Hulle soek antwoorde in geld, in mag, in suksesse. Dis waar ons mense ons antwoorde soek. Nou daarmee sê ek nie dit is verkeerd om jou antwoorde in sukses te probeer kry nie, maar as dit jou plek invat, jou verhouding vervang wat met Jesus Christus wees, sit jy met 'n probleem volgens hierdie. Al hierdie dinge. Jy kan die meeste geld hê. Jy kan die mees suksesvolste besigheidspersoon wees. Wat sal dit die mens baat as jy die hele wêreld wen, maar aan jou siel skade ly? Ons is net tydelik hierso. Ons is net tydelik hier. En as ons nou eerlik moet wees, en ek is nou jammer ek sê heeltyd as ons moet eerlik wees, hier sit 'n suster of 3 in ons gemeente. En ek is seker daarvan as ek van hulle kon vorentoe roep en ek sal vir hulle vra, wat is die ergste woorde op mense se sterfbed wat hulle nastreef, gaan dit definitief nie wees, hoor jy ek wil my rekening verhoog of wat sê die rentekoers of wat is die dieselprys nie. Hulle gaan vra, waar is my familie? Hulle gaan vra, waar is my God? Hulle gaan dieper dinge praat. En dis wat ons moet nastreef. Jy gaan beslis nie, as jy op die laaste ure in hierdie lewe is, gered of ongered, gaan jy vra of praat oor 'n nuwe kar wat jy graag wil koop nie. Jy gaan vra, waar is my kinders? Jy gaan jou verhouding met die Here wil nastreef. En as jy 'n kind van die Here is dit seker die wonderlikste tyd. En daarmee sê ek nie, ons het nie 'n vrees oor hoe ons gaan doodgaan nie, of ons het nie 'n vrees oor die dood nie, ons het wel 'n mate 'n vrees van hoe ons sal doodgaan. Maar dit is wat mense die laaste oomblikke sal vra, waar is my kinders? Waar is my vriende? Waar is my vrou? Jy sal eerder wil hoor, ons is lief vir jou pa, ma, Boeta, Sissa, ons is lief vir jou, ons is hier by jou. En dan raak daai mense gewoonlik rustig as hulle saak reg is. En môre oormôre is dit jou beurt. So wat is die groot waarheid? Habakuk 2 vers 4. Hier's 'n groot waarheid vir ons. Habakuk 2 vers 4 sê, maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Dit beteken wanneer jy nie verstaan nie. En wie van ons verstaan tog alles? Want ons is net mense met swakhede, met tekortkominge en gebreke. Hier sê die woord, as jy nie verstaan waartoe jy nou gaan, jy gaan dalk deur 'n tyd waar jy jou werk verloor, of iemand is siek, of iemand het afgesterwe, en ons lys kan aangaan, op wie vertrou jy? Wanneer jy nie die pad vorentoe kan sien nie, dan is daar wat hierdie gedeelte sê, dat ons moet glo
in dit wat vir ons opgeteken is. En dan sê God ook vir jou vandag wat hier sit. Sê God vir jou. Maar die Here is in sy tempel, sy heilige tempel, swyg voor hom. En soos 'n goeie leermeester altyd vir my sê, weet ons met wie het ons te doen. En hier's nog 'n ander leermeester wat vir my wat vandag hier is, wat vir my sê hierdie leesstoele, weet julle dat die engele hier so tussen ons sit. En sjoe, dankie oom vir daai, dit dra mens wanneer mens begin moedeloos word, dat die engele hier so is, saam met ons vandag. En hierdie vers, wat die Here sê, swyg vir hom, beteken, God is nog op sy troon. Hy is die persoon wat nog die finale stempel op alles plaas. Selfs wanneer ons wêreld skud. Selfs wanneer die ekonomie wankel. En selfs wanneer die petrolprys styg. God het nog nie beheer verloor nie. Hy is nog op die troon. Ek wil graag vir julle 'n bekende verhaaltjie vertel, of dit die waarheid is, weet ek nie. Ek vertel dit maar net soos ek gehoor het. Daar was 'n vlug op pad oor see ergens terheen. En hierdie vliegtuig het in 'n geweldige storm beland. Daar was erge turbulensie met blitse. En hierdie mense het maar net so stil gebly en party van hulle het nog hierdie venstertjies toegemaak en maar net rarig stil geword. Maar hier in hulle hart was hulle bekommerd en so 'n bietjie senuweeagtig, want dit is normaal om senuweeagtig te word as jy in so 'n storm. Ons het ook laasweek gepraat oor die storms in die see. So in hierdie vliegtuig het die mense nog meer senuweeagtig geword toe hierdie vlieënier nou hierdie tekentjie aansit, maak jou asseblief vas, jou sitplekgordel vas. En hierdie mense het maar bleek om die wange gelyk. En vir die meeste van hulle wat nie die vlug normaalweg vlieg of die vlug die hele wetenskap rondom dit verstaan nie, is maar redelik bekommerd en veral as dit erg word en jy weet jy het nog net gister gelees van 'n vliegtuig wat 'n ongeluk gehad het, nou raak jy maar bekommerd. En daar was 'n persoon, 'n man wat so in die ry gesit het en hy sien 'n dogtertjie van so plus minus 7 jaar oud. En hierdie dogtertjie het geen teken van vrees nie. Sy lees nog 'n storieboek. Hoe sê hulle so cool soos 'n komkommer? Hierdie klein dogtertjie wat hier in hierdie ry sit. En hierdie man kan nie help om vir haar te vra nie. Hoor jy, is jy dan nie bang nie? Nee, sê sy. Ek is niks bang nie. Jy sien, my pa is die vlieënier. En hierdie is nog niks as wat ons naweke so bietjie gaan rondspeel nie. Hy kan baie meer hanteer as hierdie bietjie waardeur ons nou gaan. Nou as hierdie kind soveel vertroue het in haar aardse pa, hoeveel vertroue moet ons nie hê in ons hemelse Vader nie? En wanneer die dinge moeilik raak en die uitdagings kom, kan ons ook uitstaan soos hierdie dogtertjie. Hoef ons ook nie te bevrees te word en bevange rond te hardloop nie. Ons kan rustig wees, want ons Vader is nog in beheer. Hy het nog nie beheer verloor nie. En hy waarborg ons dat hy nooit beheer sal verloor nie. Nou aan die begin van hierdie boek sien ons dat hierdie Habakuk skree op God. Hy's paniekerig. Jy lees dit in Habakuk 1 vers 2. Staan daar, hoe lank o Here roep ek om hulp, maar u hoor nie, skree ek tot u. Geweld, maar u help nie, u hoor nie. Hoeveel keer sê ek nie, ons dit nie vir die Here nie. Here, u antwoord nie my gebede nie. Kyk in wat se penarie en chaos sit ek. U hoor my nie en ek skree nou amper op u. En in die einde sing hierdie Habakuk 'n lied. Hy sing, alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie,
Al sal al my beeste back and close kry. Al sou die dieselprys nog 500,000% verhoog, nogtans sal ek in die Here jubel. Al sou ek my hele oes mis, sal ek nog aan God vashou. Nou wat het verander in Habakuk se lewe tussen die eerste hoofstuk en hierdie laaste hoofstuk? Wat het verander? Sy omstandighede? Nee. Sy omstandighede het nie verander nie. Sy geloof het verander. Sien, sy anker het verander. Kom die storms, kom die uitdagings van die lewe. Hy is nou vas aan Jesus Christus. En dit is ook die boodskap vir jou vandag. Wanneer die wêreld raas om ons. Wanneer die nuus jou bang maak. Wanneer die ekonomie jou so bietjie skud. Onthou hierdie woorde in Psalm 46 vers 11. Laat staan en weet dat ek God is. En dit is die boodskap wat die Here vir jou vandag wil sê. En hoor God se stem. Hy sê vanoggend vir jou, wees stil. Hoekom moet jy stil wees? Want hy is nog op die troon. Hy is nog in beheer. Hy het jou nog nie vergeet nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader. Here, as ons om ons rond kyk in die storms, dan raak ons soos Habakuk bekommerd. En ons raak angstig en ons hart loop rond, Here. Ons wil vir U vra, Here, kom leer vir ons soos wat U vir Habakuk geleer het. Dat ons kan vashou, Here. Dat ons kan vashou aan U en aan die woord. En dat ons kan weet, Here, dat U nooit beheer verloor nie. Dankie, Here, dat U met ons praat deur die woord. Ek vra, Here, dat U by elkeen van ons sal stil staan met die storms in ons lewe. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ja, kom ons staan, ons sluit ons af.